Daar sê julle en welkom by nog 'n episode van Uit die Koekblik. Nou vandag sit ons hierso baie bevoorreg in die eerste span kleedkamers van Noordheuwel Hoërskool. Nou hier's baie mooi name op en groot name wat al hierdie trui aangehad het. En hierdie plek was natuurlik die seuns is spectacular wat al hier uit is. Maar ons is hierso om met 'n man te gesels, Ian Joubert. Welkom by Uit die Koekblik. Baie dankie om te kies. Maar kom ons stel die mense 'n bietjie voor eers dat hulle weet wie is Ian. So kom ons gaan 'n bietjie terug. Ja, nee, oom Koekies, ek is 'n nederige man wat maar net weet ek doen my werk hier in Kreersdorp. Ek het in Kreersdorp in 2019. Maar natuurlik so 'n storie voor natuurlik. So nee, ek is gebore in Bloemfontein en van daar af is ons Standerton toe en daar het ek my hele lewe lank gebly. Ek was in Hoërskool Standerton, baie goeie skool. Nog steeds glo ek, dink hy was op 'n beter plek as wat hy nou is, maar baie goeie. Maar laerskool Callie de Haas. Ja. Nou vertel ons van Callie de Haas. Ek dink dan gaan mense sê, "My mag is daar nog 'n Callie de Haas." Nee, 'n Callie kind is 'n gelukkige kind, so sê hulle. So nee, laerskool Callie de Haas, ons het toe ons in Standerton gebly het ons letterlik 'n blok weg van dit af gebly. En daar was 'n kleuterskool Callie Klitsies. En ek het natuurlik so intoe gegaan. En toe is ek natuurlik deur die laerskool daar so dit is maar 'n ding van die demografie so ek het daar naby gebly en toe het ek natuurlik toe nou in daai laerskool gewees. Goeie laerskool. Ek onthou 'n paar menere daar, meneer van Rensburg, my eerste span rugby afgerig daarso, meneer van der Merwe, meneer Shannon was ons hoof gewees. En ja, dit het 'n fondasie gelewer natuurlik om toe nou natuurlik Hoërskool Standerton toe kom. Maar jy het op laerskool jy nogal baie sport ook gedoen en aan alles deelgeneem. Ja, ek het probeer. Ek moet my woorde nou mooi kies, maar ek het vleuel gespeel op laerskool en ja, ek dink ek was nie baie goed geweest nie. So hulle het my eintlik al weggesteek. Dis 'n klein laerskool, so ek het eerste span gespeel, maar ek dink ek was 'n nommer geweest daar. Maar ek het baie gegroei. Ek het baie gegroei daarso. Ek het verspring gedoen, so 'n bietjie gewigstoot probeer doen en al daai klas van goedjies, maar jy weet, dis 'n klein skool, so mens moes deelneem. Ek het self koor gesing. Ek het koor gesing tot so graad 4 se kant. Wow. Ja. En toe kom hulle agter dis vals. Toe kom hulle agter ek's vals. Toe probeer ek net rugby speel. maar jy daarso jy's 'n leier ook geweest, het jy yes, ek was 'n leier geweest in laerskool Kalidaas, ja. En toe is julle nou van daar af is jy toe Standerton toe, maar yes, ja, so Kalidaas is in Standerton. En toe van daar af natuurlik toe is ek net Hoërskool Standerton toe. En ja, Hoërskool Standerton was baie goed vir my geweest. Ek het 'n bietjie deur 'n moeilike tyd gegaan graad 8 en 9. Ek en my ma was elke dag in 'n fight. Ek wil net Vrede Hoërskool toe gaan. Moenie my vra hoekom nie, maar daar was 'n paar mense in ons gemeenskap wat Vrede toe was. Ek is bitter dankbaar by Pa se voet neergesit en gesê nee. En ja, toe ek in Hoërskool Standerton gewees waar ek probeer rugby speel daar soos ek gesê het, ek was nie so goed nie, so het ek B-span gespeel. Maar ek dink die grootste leerkurwe in my lewe gewees was graad 8 en 9 waar ek bietjie deur die moeiliker tye moes gegaan het en weet man klassiek tiener goedjies, jy weet 14, 15 jarige ouderdom, weet gaan mens maar deur moeilike goeters. En nou as onderwyser hierso kan ek dit partykeer raak sien en identifiseer. Maar ja, so daar het ek B-span gespeel, toe het ek loskakel gespeel. Weet, toe begin ek dit bietjie nader. Jy begin al hoe nader aan die voorkant kom. Begin toe nader. Maar hoe het dit gewerk julle? Ek ben jy's gebore in Bloem. Hoe die Standerton met julle wat julle gebeur? Is 'n hartseer storie, maar jy weet dis deel van wie ek is, dis deel van my identiteit. Ons het in Bloem gebly, daar gebore. My pa het 2 seuns gehad toe hy getrou het met my ma, Freddy en Johan. Hulle is nou my boeties. Ons ken mekaar nou, ons het mekaar leer ken oor die afgelope paar jaar en so. En toe hulle geskei het, toe trek my ma na 'n klein dorpie Weppener, net buite Bloem. Toe kry my ma werksgeleentheid in Standerton, sover ek het ontnet. Toe trek sy soontoe en sy bly daar, sy luseer daar in 'n huis en so en dis hoe ons lewe maar begin het in Standerton. So toe is ons soontoe en ja, dis gaan. Maar dit is baie keer interessant hoe die lewe jou eintlik op 'n pad vat en soos jy nou sal sê, jy's die beste ding dat jy Standerton. Ja. As 'n ou nou in Bloem was, dan was jou lewe weer 'n anderster lewe, maar een keuse verander 'n ding en hy skuif jou na 'n ander. Presies. Weet as jy nou in Bloem gebly het dan ek ken al die laerskool nie, maar kom ons sê byvoorbeeld laerskool Grey College, jy het nou so intoe gegaan. Die ontwikkeling sou dalk nie plaasgevind het wat die nommers is daarso. So daar sou nooit die ontwikkeling plaasgevind het in my rugby loopbaan as mens dit so kan stel, dat ek op die ou in 'n spesifieke posisie geplaas was deur 'n buiteafrigter wat iets anders kom sien het in jou en op die ou ek sal nou praat oor Mbenna. Is daai tipe mense het jou hele lewe vir jou verander en eintlik is dit alles wat mens het is te danke aan daai een persoon. Natuurlik aan jou ouers ook wat jou ondersteun het. Maar verstaan so dit sou nooit daarso gebeur het nie, want daar sou net nog 'n nommer gewees het miskien. Weet want dit is die beste in die land wat daar is. Ja, natuurlik.
Standerton het jou toe nou vorentoe gebring. Toe word jy nou 'n flank. Ja, wat toe gebeur het is oom Benna, dis eintlik een van die seuns wat saam met rugby gespeel het se pa. Ons het nie 'n goeie seisoen graad 8 en 9 nie en toe kom hy toe. Hy sê hy hoor hierso maar ek gaan jou slot toe skuif, slot flank toe. En hy skuif my toe soontoe en ek het toe nog steeds B-span gespeel, maar toe kry ek 'n geleentheid en toe word ek ewe skielik gekies vir 'n Puma span onder 16. Nie Grand Coma nie, maar die akademies En toe gaan liggies aan. En toe begin my lewe drasties te verander. Mense het in ander vriendekringe begin inbeweeg, beter vriendekringe. Weet jy, akademie bietjie beter begin raak. Alles het net dit begin doen. En dis snaakse dinge hoe sport jou lewe kan verander en vriende jou lewe kan verander. En alles te dank aan een oom wat net ingekom het en gesê maar hierdie is 'n lang maar laat hy vorentoe gaan. Ja. En toe gebeur dinge. En van daar af toe begin mense nou 'n bietjie beter rugby speel. So. Maar jy toe nou hele paar want ek meen jy toe nou eerste span, jy 2 jaar eerstes gejob. Yes, ja. En jy was dan nog speler van die jaar ook gewees. Ja. So die dinge het vir jou toe begin gebeur. Heeltemal anders uitgedraai toe. Weet ek het gekom uit 'n plek baie nederig. Een van my vriende Chris van der Merwe het op laerskool Kruimeek gespeel en hy was in 'n ander laerskool gewees en ek het hom so 'n bietjie ge-idolize in graad 8 en 9 presies dieselfde. En ek onthou in graad 10 toe trek hy nog ek het so in die kring gestaan en sy woorde aan my was net jy's nie meer so kak nie. En toe besef ek okay, hierdie ou sien my raak en toe besef ek hoor maar ek moet in lyn kom om vorentoe te kan beweeg. Toe ek 2 jaar eerste span ek het in my graad 10 jaar dat ek was baie voorreg geweest om deel te kan wees van die eerste span groep toe ons uitgeval het uit die beeld uit. Toe trek meneer Verviers my in die eerste span groep in. En toe oefen ek saam met hulle vir 3-4 weke seker. En dit het my ook gevorm. So ek het in graad 10 reeds dit gekry en graad 11 toe ek 'n vol eerste span jaar gespeel en graad 12 'n vol eerste span jaar gespeel en mense uit Standerton uit is nie veronderstel om Kruimeek te speel nie. Gewoonlik was dit in ons tyd was dit Nelspruit, Haties Middelburg, Haties Witbank was toe ook 'n faktor, Hoërskool Ermelo was 'n faktor geweest. En wat toe gebeur het is toe word ek in 'n Kruimeek groep ingetrek en ek het nooit in my lewe gedink so iets sal gebeur nie. Deur Kobus van Dijk wat nou by Waterkloof is, nie aangestel as die rugby direkteur. Ja. Hy was my voorspeler afrigter geweest. Hy was toe by Bethal dink ek of Ermelo, ek kan nie onthou nie. So is 'n klein wêreld hoe mense eintlik uit die platteland kom, maar dis waar jou wortels gegrawe is en dis wat jou gemaak het. So dis nog ons dit is 'n lekker storie om te kan vertel dat van waar af jy kom as 'n B-span speler om Kruimeek te speel en beurse te kry en geleenthede te kry wat niemand sou ding uit 'n laai tyd van Standerton. Ja. So dit jy praat oor die plattelandse rugby, maar daar's altyd 'n sterk vlak van platteland rugby het nog altyd 'n plek gehad. Verseker. Ek het op my rugbyjare het ons op 'n stadium in 'n sub-unions toernooie deelgeneem. Ja. En dit is alles die plattelandse toernooi. So jou Bloubulle en die Leeu's moes maar stad. So daar's nie eintlik nie, maar verder is dit, gaan haal hulle die ouens van Luiperds en van Pumas, gaan haal hulle daai manne uit Standerton uit Leeudoring stad uit en dis 'n baie tawwe toernooi. Ek het 3 keer in dit gespeel. Ek beloof jy is kliphare rugby. So dis lekker as 'n mens daai platteland. Daar's iets omtrent julle daarso. Ja, verseker en toe ek Kreersdorp toe gekom het toe na Potch Kreersdorp het ek hierso gekom en ek het die mense ook gesê hierso wat weet dat nou die diknekke wat moet gaan kyk vir talent en so het ek gesê hoorie moenie Ermelo Bethal Sekunda Standerton moenie hulle afskryf daar's goeie rugby spelers en toe was ons nog in die pikreeks en almal se aanslag dadelik was hoorie maar is groot kinders die seuns daar's groter as die seuns hierso weet hy drink nog plaasmelk ja presies jy weet en ek moet sê dit het verseker 'n faktor gespeel in die tipe rugby wat mens kon speel is bietjie meer stamkar baie meer eendimensioneel maar hier was hard so nee ek dink plattelandse rugby is gesond in sekere areas maar is hartseer om te sien dat dit sekere areas ook baie agteruit gaan soos in Standerton byvoorbeeld ja die dorpe sukkel maar jy weet die dorpe sukkel is eenvoudig die demografie van die dorp op en ek dink 'n gedeelte en ek vat jou sommer klaar weg van dit af is ook dat jy het gewoonlik elke dorp het in die vroeë jare het hulle eie dorpspan ook gehad ek praat uit senior vlak uit hoërskool uit en dit was vir my so nice want jy het eintlik daai seuns behoue gehou vir SA rugby want Standerton was sterk en Ermelo is dorpe wat te mekaar en as hulle te mekaar kom speel, dan clash hulle. Ek bedoel, is 'n groot game as daai manne te mekaar. Hulle kom van oral af. Ouma al loop so 'n bietjie kierie, maar sy kom kyk die game. En nou ongelukkig word daai al hoe swakker. So die seuns moet liggies toe gaan. Ja. En dan verloor jy hulle. Presies, die ontstedeling wat hulle praat van die platteland, jy weet hulle die Tarantulis, dit was die dorpse rugbyspan.
Ek het so 1 of 2 games vir hulle ook. As mense dit gaan Google, dan sien jy Duike ou my kas toe. Ek wou offload en dink, ja, by the way. Duike ou my kas, daar is 'n foto van dit op Google, ongelukkig. Maar ja, ons gaan hom gaan soek. Ja. En weet jy een keer gehad, toe ek buite Cedric gespeel, maar ek was op universiteit gewees, die mense het spelers nodig gehad. So ja, dit was baie anders geweest. Ja. Destyds. Maar ja, ek dink nie die dorp rugby-span bestaan nie. So ja. Jy het toe nou van Standerton in jou matriek klaar gemaak, toe gaan jy Pikke toe. Yes, toe gaan jy Potchefstroom toe. Wat jy gaan swat daarso? Ek het vol onderwys gaan swat. Ek was daai ou gewees wat altyd na die rugby akademie toe hardloop as hulle kom uitstal by die skool. En ek het 'n liefde daarvoor gekry. Ek het klomp beroepskeuses gehad, as ek dit so kan stel. Ek het gedink om argitektuur te gaan swat. Ek wou onderwys gaan swat. Op 'n kol was dit 'n ding van hoorie miskien pastorale berading en al daai klas van goeders, want ek dink ek is 'n mens. Toe is daar middeweg in onderwys. En so ek het voltydse onderwys gaan swat. Op Potch, ek was in Kaput Manskoshuis gewees, maar baie lekker gewees en dit is ook in my vormingsjare, die man wat jy daar instap en die man wat jy uitstap is verseker 2 verskillende mense. Maar ja, toe ek Potch toe voltyds onderwys geswat, tegniese onderwys, IGO en dan meganiese tegnologie. Ja. En ook rugby gespeel. Rugby gespeel daarso, Koshuis rugby, by die instituut aangesluit ook. En ja, maar my groot rugby was eintlik maar by die Koshuis gewees as ek dit so kan stel. En ek het baie geleer, baie gegroei daarso. Ja. Maar Pikke is sterk. Baie sterk. Dis fantasties om te sien hoeveel ouens kom van en 'n mens hoop eintlik so dat Noordwes of die Luiperds dan nou eintlik baie sterker kan wees want daar's 'n ongelooflike voedingsbron uit. So die Luiperds op die ouene van die dag as ek dink nie finansiëel hulle daar nie. Kon nou op 'n kol was hulle ons moes vroeër in die middag geoefen het want daar was nie geld om spreilig aan te sit nie. Dis hoe erg dit was. So jy moes vroeër geoefen het en dit is nie ideaal nie. En so ek dink finansies is maar 'n groot ding en weer eens ek dink die demografie van die dorp het ook weer eens verander. Potchefstroom is ook 'n plattelandse dorpie. En dit het verseker 'n faktor op die Luiperds ook. Ek onthou op 'n kol was daar dat hulle Impala wat in Rustenburg is. Dat hulle op die einde die Luiperds se basis sou geword het. Maar ek dink daai skuif kon ook nie tot eenvoudig gebeur nie. Ek dink dis maar baie keer desperate skuiwe om goeders te probeer red. Ja, verseker. Ja. Jou rugby het min of meer daar gestop want jou lewe het verander. Het weer verander in die proses. Ek het geleenthede gehad om verder te kon gaan rugby speel maar op die einde van die dag en dis waar 'n konservatiewe pa wat ek toe gehad het, toe ek 5 was, toe trou my ma weer. Dis die man wat ek pa genoem het. Net so 'n bietjie hierso. Laurens Joubert, daai man het my lewe verander. Hy was baie goed vir my en my gesin, my gesin waarna ek groot geword het. Hy het my gesê, Jan, jy het nou 4 jaar gaan swat. Nou wil jy 'n kans gaan vat en rugby gaan speel waar jy het hierdie geswat, jy kan terugkeer op 'n ander manier, moenie jou doelwit vergeet nie. En my droom was om vir die Cheetahs Currie-beker te speel. Nou die groot ding is, baie keer sê mense ons mik vir die sterre dan land jy daarom op die muur. Ek dink ek het te laag gemik. Ek dink so. Ek moes gesê dat ek wil 'n bok word, weet dan het jy daarop geëindig. So dis ook 'n lewensles wat ek geleer het, maar ja. Toe het ek besluit ek het 'n geleentheid gekry hierso by Hoërskool Noordheuwel. Weet by 'n pa en seun naweek, weet onderwysers wat hierso werk, meneer Kriel wat hierso was, hy het gesien, hoorie, hy sê man, kom kyk wat hierso aangaan en ek het die geleentheid aangegryp en ek is nie 'n dag spyt nie. Dit is nie 'n dag spyt om hierso te kom werk het en myself hierso te kom gevestig het en hier te kon leer en ook geleer te word. So. Jou pa is in 2019 is hy toe oorlede ook. Dit is 'n groot slegte punt in jou lewe. Ja, dis nie 'n lekker tyd gewees nie. Ek was hierso. Ek was nog aan die klas gewees toe dit gebeur het. My ma bel my en sê hoor hierso, dis nuus wat aan my gebreek het. Hy het ongelukkige hartaanval gehad. En my ma, my sussie was toe graad 7. Toe is my ma nou alleen in Standerton en dit het ons lewensradikaal verander. Dit was nie 'n lekker tyd in ons lewe gewees nie. Ek het ook in 2019 toe my skoonpa ontmoet wat daarom 'n redelike leemte, Jan Silwe, 'n redelike leemte kon vul het. Maar ja, dit was 'n tawwe tyd in ons lewe gewees. 'n Tawwe tyd in Joubert gesin, familie gewees. So ja. Het baie van jou dinge is gefondeer van hom af. Presies, hy het 2 sissies. En natuurlik het die familie so geskei dat mense sien mekaar redelik min deesdae. Daar's baie sê. Nou is jy by Noordheuwel. Ja. En hier begin 'n groot journey. Dit wat en jy het dit nou baie mooi gesê dat daar's eintlik jy het eintlik 'n groter doel nou, jy gaan dit deur 'n ander manier gaan jy daarby uitkom. En vandag inspireer jy baie seuns, jy's nou by die eerste span. Het jy by die eerstes begin of
Ek dink elke afrigter sal weer daar's 'n talle paadjie om te stap en ek sê dit maar tong in die kies, maar tog ook maar reguit dat soos die lewe van 'n afrigter is nie so maklik nie. Mense sukkel om die son oor almal te laat skyn. Ek het hier aangekom en na reg en absoluut regverdig het onder 14 B's afgerig en mense sien dit altyd is dis 'n ondankbare werk, maar dieselfde asem is absoluut 'n voorreg. Daai ouetjies is baie keer meer lief vir rugby as ouetjie wat A-span speel. Absoluut. Hy doen dit vir die liefde. En groot sukses behaal in my opinie. Ek is nou nog op 'n WhatsApp groep met hulle. So ja, dit was 2019. 2020 toe verander ons rugby direkteurskap en toe kom Botter Lourens hier toe en hy het 'n geleentheid vir my geskep om by onder 16 A-span te wees. En toe het COVID natuurlik, maar hy het my met 'n valk ook dopgehou. Dit was nogal staf geweest. Hy het elke liewe oefensessie kom kyk. Vir die 3-4 weke wat ons geoefen het toe nou. En hy sê vir my, Jan, jy gaan by die tweede span betrokke raak in 2021. Natuurlik was dit onsekerheid, niemand het geweet wat aangaan nie. En van die tweede span af, toe sit ons om die eerste span. Toe ek sê, okay, ek onthou nog en dis hoe mens groei. En ek dink dit was 2021, toe speel ons in die Noord-Suid toernooi. Ja, Noord-Suid toernooi en in Mona se 100 jaar fees. Toe speel ons in Outeniqua daar en onderskeidelik by Noord-Suid in Durbanville en Parel Boys High. Al die groot skole. Ja. Parel Boys High 79-5 verloor en Durbanville verloor en Outeniqua verloor. En dit het my laat twyfel in my vermoëns. Dus ek is wat, hoe oud was ek? 23. Toe dink ek, okay, ek is uit my dieptyd, hierdie gaan nie werk. Einde van die dag was dit die beste ding wat my kon gebeur. Botter het sy vertroue in my gehou en ek het my vertroue in hom gehou en ons het vorentoe beweeg. En hier sit ons vandag met 'n eerste span van Hoërskool Noordheuwel wat 'n absolute opwaartse kurwe getoon het. En natuurlik is dit nie net ek hier, dis afrigtingspan. Maar dat mens deel kan wees daarvan is 'n moerse voorreg. Ja, absoluut. Ons is regtig geseënd met 'n ongelooflike ondersteuningsbasis in die hoof, die sporthoof, ons direkteure, borge, almal, weet en dit skep 'n platform om hierdie span regtig waar opwaarts te kan beweeg. Amazing om die storie van Noordheuwel eintlik te volg, want Noordheuwel was eintlik second fiddle teen Monas gewees en ons sal dit sommer reguit sê, vir baie jare was Monas die absolute alleenhouer van die rugby skool van Kreeusdorp. Absoluut. Maar Noordheuwel het eintlik soos 'n stil ou begin inbeweeg. Ja. En hulle het stelselmatig het hulle voete gevind. Presies. En ek meen van julle seuns het onder 14, onder 15s toe onder 16s het hulle Monas gewen, hierdie seuns wat julle hierdie jaar gehad het. En toe het hulle natuurlik die senior vlak en toe kom hulle nou op die eerstes hierdie jaar en dis 'n groot wen. Julle het Monas hierso op julle velde het hulle gewen. Dit was 'n groot voorreg. Dit was, ek kan nie onthou 2002-3 iewers laas wat dit gebeur het. Weer eens ek sien blind vir dat Monas dalk nog steeds die inform rugby skool is in Kreeusdorp nie, maar dat ons daarom nou daar is om kompetisie te kan wees, dit is verseker so. En geniet ons dit verseker en is daar aspirasies om absoluut verby te gaan? Ja, maar ons meet onsself nie meer net aan Monas nie. Verstaan, dis 'n goeie derby, maar ons kyk nou 'n bietjie verder meer. Ons wil nou Grey College gaan wen. Ons wil Boys High gaan wen. Daai seer van daai 79. Vertel ons van Grey College. Wat vir die mense kan sê is Grey College was soveel op 'n platter gesit en gesê kou net en sluk. En toe vergeet hulle om te sluk. Ja. Ja. Kom ons begin by die voorbereiding. Okay. Ons het nie geslaap nie. Ons het op 'n ons was bietjie stout. Ek gaan nog 'n bietjie van die goed verklap. Ja, natuurlik. Maar op die einde van die dag, dis wat jy nodig het. So Monas het teen Grey gespeel 'n week voor ons teen hulle gespeel het. Toe het hulle captains hier op ons B-veld gehad. Toe gaan redelik met ons IT om die kameras te draai en die captains af te neem. En hy gee die footage vir my. En ek het elke liewe ding van hulle gaan kyk en natuurlik in verskillende fasette het al ons afrigters betrokke geraak. Ek het op animation slide van hulle goeters geanimate en vir die seuns ek het met speakers rondgeloop asof ek Rassie Erasmus is en Clinton Agu se ore laat skree. Grey College, Viva la Grey die hele tyd. Paul Roos presies dieselfde, weet al hulle goeders, elke liewe ding van Grey vir hulle gespeel. Ek hoor dit in my kop, dit irriteer my nog steeds, maar elke chant wat hulle het vir geskree en die Buffels, ons tweede span, hulle goeders laat installeer om teen hulle te doen en vice versa. Op die bus op pad af, ons het met 'n rede afgery met die bus, het ek met my laptop gesit en die captains oor en oor gekyk en geklip. En ons motto was waag om te glo. Weet jy, dink jy regtig jy kan Grey College wen? En daar's nie een kind wat dit getwyfel het nie. En dit was ek raak sommer weer emosioneel. Dit was die
die groot ding, as jy gaan weet, of as jy 'n kind kan laat glo, dat hy dit kan doen, dan sal hy dit doen. Ons het balbesit gehad 28% na die wedstryd. Die possession was, die territory, ek dink 70% van die wedstryd was gespeel in ons 22. Maar ons het 'n verdedigingsstruktuur in mekaar gesit, wat net, ons gaan nie hierdie ouens laat skoor nie. Ons het 11 moldreë gekeer. Ons het gewoon 11 keer wat hulle probeer het. Toe begin hulle trickplays, toe werk het ook hier. So frustrerend geweest vir hulle. En dit was op die einde van die dag, jy moet waag net om te glo en dit sal gebeur. En opportunistiese goeders en sekere bewegings wat ons geïnstalleer het om te sê, ons moet kapitaliseer, het gebeur. Maar ja, 'n skop en 'n 3 wat nie gedruk is nie. Dit was die game. Maar jy weet, jy het baie harte gewen, want het, selfs as jy, ek het dit op die TV gekyk, en outomaties kon ek hoor die crowd draai. Want vir een of ander rede is ons samestelling, ons kies altyd die underdog. En hier is die underdogs, want julle het met ongelooflike hart gespeel. Daai seuns het in elke hoek en kant net teruggefight en teruggefight en teruggefight. Eens kom het van die fondasie van Kreersdorp af. Mense in Kreersdorp het altyd Noordwil gesien as die meisieskool. En hierdie seuns voel dit nie, maar ons laat weet hulle, jy moet verstaan, mense dink jy's die girl. Jy's die girl hierso. Verstaan, en dit wat daai kwaad wat dit gekweek het, en van ek gaan jou wys, dit het absoluut daar tentoongestel gekom, en daai crowd het gedraai. Ek het selfs, toe begin ek besef, hoor, as ek hier links en regs aan my kyk, die mense skree vir ons, die Paul Roos mense agter die pale. Een keer toe staan ons agter die pale, en natuurlik gaan jy 3 afstaan. Toe staan ons laities daar, so toe raak ek redelik opgewek, en ek raak opgesweep, want daar's klomp ouens met wit hemde en dasse. Ek dink as die Grey College ouens. Hulle is besig om op ons laities te skree, en toe ek mooi luister, en begin agterkom, toe sê ons, dis die Paul Roos seuns, old boys, wat vir ons kinders begin skree, en sê, kom boys, julle kan hierdie ouens vat. Want almal natuurlik die ander ook wen. En ek dink hoe ons geweet het, ons het gewen, nie op die tellbord nie, is die oomblik toe die wedstryd verby was, toe het Grey College van die veld af beweeg, en ons seuns het gebly, en die mense het, weet, baie eer betoon aan hulle. En ek dink dit was 'n groot al het ons gewen, dit maak Grey College nog steeds in my opinie die beste rugbyskool in die land. Al het ons gewen. Maar was al geleentheid? Ja. Volgende jaar is al weer 'n geleentheid. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ons is op vir die challenge en alle respek en eer eintlik nog steeds aan Grey College om daai tipe wedstryd nog steeds te kan wen, want dis die tipe skool wat hulle is. Absoluut. Maar as ek jou net 'n jaar terugvat op daai met julle op Monnas se velde gespeel, die game was julle sin. Selfde scenario, ander span en julle kon Monnas wen en dis half net daai laaste stukkie was dit asof die ouetjies haastig geraak het. Ons kan actually hier wen. En toe raak hulle haastig en julle het verloor teen Monnas. Maar ek dink dit het die diepe honger, en ek praat vir myself hier, so dink ek het dit 'n diepe honger gegee vir wat die voorslag is vir wat julle hierdie jaar reg gekry het. So, miskien is Grey julle volgende jaar julle. Mens weet nooit. As mens terug aan 2022 4 punte, 2022 4 punte, 2023 hierso by ons het hulle redelik ver gewen, ek dink met so 17 punte, ek dink die telling was 28-14, iets is dit, ek kan nie onthou nie. En dan toe nou in 2024 was daar wat daai close ene en dan 2025 gewen. Dis die 4 jaar wat ek betrokke was. En in al 4 daai jaar was die motto net seeing is believing. As jy dit gaan sien gebeur, dan gaan jy die graad 8 laai kan inspireer om dit ook te kan doen. En dis hoekom dit gebeur het, dink ek. So ons is besig met iets hierso wat ons wil graag doen, 'n platform wees vir die toekomstige Nories om op die ouene 'n geskiedenis en 'n legacy te kan los, om hulle op die ouene hulle weet 'n deurslaggewende verskil te kan kom maak. Kon jy verskil aan die seuns sien hierdie jaar toe julle nou natuurlik nou die trappie oorklim teen Monnas? Kan jy baie groot verskil vir die res van die seisoen? Ja, iemand soos 'n Gars, so hierdie jaar was 'n jaar van eerstes vir Noordwil. Dis die eerste keer dat ons Eg Jansen gewen het as die eerste span, Garsfontein gewen het as die eerste span, Monnas gewen het. Okay, in my opinie die eerste keer 20 jaar terug tel aan. Jy weet, so dit was 'n jaar van eerstes. Die eerste jaar wat jy teen Grey speel, teen Paul Roos speel, teen Affie speel, jy weet, ons het nog iemand gespeel wat in die top 4 was, maar die ding is, dit wys mens net hoe deurslaggewend, die seuns het verander, die dorp het verander, Noordwil het verander, dit is nou 'n plek waar mense wil wen, die seuns hier wil deelneem aan 'n afseisoen. So ja, daar was nie net op die skoor was daar verskil deesdae nie, maar ek dink in die skool self is daar 'n verskil in 'n Noordwil seun. Seuns hierso wil nou rugby speel. 5 jaar terug vra iemand, wil jy 'n bok word? As jy nou vra, as dit rammel so 2 of 3, ja, ek wil 'n bok word.
Jy weet so, ek dink dit is die verskil. En natuurlik is wat nou nogal ongelukkig leef ons almal met idols en jy moet daai hero hê. En jy het nou pragtige ouetjies wat nou deurgegaan het, ou Joostetjie wat Cheswell wat nou by die Bulle Jol en 'n uithalertjie wat hierdie jaar jou flyer was. Ek meen Jandrey, ek meen daai ou dis en wat lekker van dit is daai ouetjie is presies jou graad 8 se advertensie, want daai ouetjie sit daar ek het gaan kyk hoe Jandrey hierso balle oorskop van ander kant van die halflyn af en dan besef jy maar hierdie ouens is goeie rugby spelers en hulle toekoms is vir hulle uitgelê en dit maak dit makliker vir die toekoms vir julle om spelers te motiveer om sê hoor as jy ou hier inbring hoor die Cheswell Jooste het hier gesit of Pietie het gesit of Koos het hier gesit, dit maak dit soveel meer authentic wanneer jy hier so sit. Ek gaan 'n foto vir jou stuur, Jayden Stein hierdie jaar se vleuel. Ons het so 'n klein tryoorhandiging gehad. Ek dink was die Garsfontein wedstryd. Toe hang ons Cheswell se try, sy springbok try, sy junior bok try daar. Toe kom Jayden en staar vir hom vir 5 minute lank. Toe neem iemand 'n fotootjie skelm. Ek sal dit vir jou stuur, dit is spesiaal, dis presies dit. Daar's besig om 'n fondasie gelê te word deur seuns wat deur hierdie lokker kom, wat deur Noordheuwel se streeptry kom en ek dink dit het 'n deurslaggewende ding vir die toekoms ook. So nee, verseker, daar's verseker. Maar as ek nou vandag teruggaan en ek vat Ian in graad 8 wat gerebelleer het en al daai goed gehad het, is dit nie ook maar belangrik dat jy 'n Cheswell in daai opsigte, ek meen dit is belangrik, nie net as 'n rugbyveld nie, maar as 'n mens. Ja, mens moet inspraak maak op hierdie seuns se lewens op 'n ander vlak buite rugby. Soos om Koekies ook vir my gesê het, weet dis oom se doelwit ook, nie net in afrigting nie, het sê my by weightlifting is of rugby wat ook al. Mens moet inspraak maak op mense se lewens. Op die einde van die dag, dis waar God se rykdom lê. Is in sy kinders en in sy mense. En op die einde van die dag, dis wat jy wil na kyk. So ja, ek dink daai ervaring wat ek gehad het in graad 8 en 9 het verseker nou 'n impak op wat ek vir seuns kan leer as hulle bereid is en ek ook weet toeganklik genoeg is om dit te kan doen. So nee, ek dink mense lewenservaring, dis hoekom mense sê met grysheid kom wysheid. Dis al versekerde ding dat mense bietjie kan teruggee vir kinders. Natuurlik. En rugby het ook dan geword op 'n plek, ek meen soos jy nou ook kan praat, julle dis so op die hoek van November, die tyd waar die program uit is in November en die ouens oefen al. Die gyms is al vol, die manne is al dit word 'n voltydse. Ons het nou 12 uur het ons 'n lynstansies hier buite. Dan gaan ons go. So nee, ons moet. Ek wil jou daar vra, hoe beskerm ons kinders dat hulle nie te vinnig uitbrand nie? Want obviously jy gaan nou hierdie oefensessies en die seisoene loop op mekaar. Hoe kry jy ou dit dat jy, want as jy nou jare terugvat, ek het opgehou op 34. Ek dink nie meer rugby spelers het noodwendig, alhoewel ek nou sien ou Bronk Harris, hy het 40 geslaan, maar hoe kry jy ou die seuns, wat 'n mental ding sê jy ou vir die ou en wat sê jy physically vir 'n ouetjie om hom te help dat hy 'n goeie lang loopbaan het? So vinnige agtergrond, dit is so. Ons VLR-lede, die leiers, is ook die cricketspelers, die rugbyspelers, die atlete, die akademikuste, die ouens wat die skool dra. So daai ouetjie het nie 'n lewe, dit klink verskriklik, maar van tussen 7 en 6 in die dag is hy by die skool en hy werk. En dit maak dit nogals moeilik. En so dit is 'n absolute faktor en dit gebeur verseker. Mense wat uitbrand. Ek dink ek het uitgebrand, want toe in die koshuis was, as jy HK, jy doen hierdie, ek het ser gesing, jy speel rugby, dan brand jy uit, jy swat, jy het aspirasies. Hoe jy nie laat uitbrand nie, ek het nie 'n spesiaal. Ek dink, as ek kan inkom by dit, ek dink van jou prioritisering gedeelte sê ek dink 'n ou moet begin 'n dagboek hardloop. Ek dink jy moet 'n kind leer om 'n dagboek te hê, dat hy weet, net so hard is wat jy speel en oefen en alles, net so hard rus jy ook. Net so hard het jy gesinstyd, net so hard het jy ek dink dis baie belangrik, want dan gaan jy kan nie net op die veld wees die hele dag. Jy kan nie van daar af na 'n gym sessie, van daar af na nog iets en dan jou pa jou nog iewers by 'n klub ingeskryf het jy nog stoei. Ja, dis net too much. Jy moet besluit, ou gaan moet besluite maak in 'n proses. Stoei. Ja, dis net too much. Jy moet besluit, ou gaan moet besluite maak in 'n proses. En ek dink ek is 'n pa nou, leer uit dit uit. Ek wil my laaitie nou al vat om te gaan stoei. Hy is 'n jaar en 'n half oud. Maar weer eens ook, en ongelukkig leer mense te laat, weet, ek is 'n familieman, ek sien myself as 'n gesinsman, ek is baie lief vir my vrou en my seun. En
daai prioritisering kom nou ook baie deurslaggewend deur. Ek moet kies wat is my belangrik. Jy weet, is dit nou belangriker om te gaan gym? Is dit belangriker om nou nog extra 10 minute by die rugby te spandeer of moet ek nou huis toe gaan want ek wil graag my vrou en my kind gaan sien want as ek geestelik gesond is en jy ervaar liefde en jou koppie is vol en jy kry motivering van hulle af want tog dis jou motivering, dan sal die res in plek val. So ek voel net persoonlik, ek sien jy moet nou al 'n gesin begin as jy 16 jaar oud is nie. Ek sien net jy moet net weet wat is jou hoekom. En as jou hoekom is jou ma of jou pa of die Here of wat ook al, dan gaan jou motivering sterk genoeg wees om deur te gaan. Terwyl ons daar is, vertel my van jou gesin. Ja. Ek hou so baie daarvan. Ek is self 'n ou wat lief is om my gesin daar buite te sit. Want dis my trots. Presies. Maar daai seun van jou is obviously, hy het jou so vasgebind en al die kante toe, maar jou vrou is, ja, julle is 'n pragtige gesin. Vertel ons van jou vrou en van jou seun. My vrou werk ook hier by Hoërskool Noordheuwel. Sy doen die alumni koördinering. Ek dink haar hart is nog steeds kleintjie. Sy's 'n kleuterskoolonderwyser. Sy's 'n baie liefdevolle vrou. En haar naam is Mika. Yes, my laaitie is Jan Rigoubert. Okay. En ja, sy doen alumni. Sy het my nogal baie verbaas in haar koördinering vaardighede en haar skills in terme van admin en menseverhouding en daai klas van goeters. Maar ja, ek dink haar hart, sy's 'n absolute mens. Sy's baie liefdevol, weet sy het 'n hart vir kinders. Sy loop naby die Here op 'n baie eie stil manier. Ja, sy het 'n baie goeie sin vir humor, is een van die redes hoekom ek lief is vir haar. Sy het 'n ongelooflike skerp sin vir humor. Sy en haar boetie, as hulle bymekaar is, dan al wat ek doen is lag, my maagspiere raak nader aan seer. Hierdie trane loop soos mense lag. So nee, ag sy's regtig, sy's 'n vrou van God. Ja, waar het jy ontmoet? In Sekunda 2019 het ons ontmoet. Wow. Ja. Het ons ontmoet en ja, sy's asemrowend. Ek kan tot vandag toe nog gaan sê ek kan nie glo jy is die vrou wat daar so ingestap het nie. Sy was die 5de wiel, sy het saam 2 paartjies ingestap gekom en sy was alleen. En ek het nie die guts gehad om haar te vra om te trou nie. Nader toe sê een van die vriende net so vir my, vra net om te dans. Toe klim ek oor die tafel en gaan vra om te dans. En ja, ag nee, kry storie. Ons het 'n baie goeie storie wat ons vertel en so voorts. Maar ja, en dan Janrig, my seun. Ja, hy's 'n blessing en hy's 'n seëning vir ons. Hy's verseker 'n God gegewe seun en hy het ons lewens kom verander en tog hy bring my en my vrou ook nader aan mekaar. Ons is 'n meer regter gesin as gevolg van hom en ek dink enige man, vrou, weet pa en ma kan daarvan getuig dat kinders is werklik waar jou rykdom. En dit is ja, hy's net 'n klein masjienkie. Hy begin nou leer, hy kan tackle. As jy vir hom sê duik, dan sak hy sy koppie en as hy wys jou tande dan wys hy sy tande en dan duik hy jou. En hy's 'n rowwe seun, hy's bietjie te rof dalk. Hy dans op die tafels ook soos sy pa. Okay. So as daar 'n liedjie begin, Brendan Piper begin, dan klim hy op. Nou weet ek nie, klim hy op want hy dink kyk sy ma like ook vir Brendan Piper en sy maak geen wyn. So ek weet nie of dit hulle twee is, maar ja. maar die lekker is hy word saam met jou groot en hy word deel van die rugby ding en dit is lekker. Ou begin hulle so saamvat change room toe. Een van die mees specialste dinge wat ek altyd vertel is toe ek deur vriende gevra is om naak af opgehou het is 'n klomp jare later toe hulle tents bymekaar gemaak en ons gaan toe nou na die tents toe. En my seun is toe nou al so 6 of wat ook al jaar oud. En toe ons daar in die groep staan, want hy het saam by die oefening en alles, toe sê hulle maar bring hom in. Ja. En dis een van die trotste oomblikke vir my om my seun daar, dan staan hy so. En kyk hy en hy was nie meer, ek kom praat, ek kon alles, ek meen 6, 7 jaar oud. Maar hy staan en hy kyk vir jou en ek besef maar daai kan jy nie in 'n botteltjie koop nie. Presies, en dis die groter prentjie van rugby. Daai kind staan hierso, 'n Apie, Kobus se laaitjie. Hy hardloop op partykeer hierso in met sy truitjie. Hy kyk op na hierdie seuns asof hulle Springbokke is. Verstaan, en ek dink dis 'n groot voordeel. My seun was ook al hierso binne gewees. Hy word hier langs die veld groot. Hy gooi sy balle uit, sy eerste span trui aan. Nee, dis 'n groot. En hulle word gecoach deur die res van die. Ja, hulle doen dit. Dis hoekom hierdie seuns 'n groot verantwoordelikheid het as wat hulle dink. Ja, dis mooi. Kom ons kyk bietjie, jy het toe nou op 'n stadium gekom wat jy toe nou begin afrig met jou afrigting en nie net by Noordheuwel toe eindig jy op om hoër af. Vertel ons net van dit en dan So ek het 'n geleentheid gekry by Frikkie Spannenberg. Frikkie Spannenberg was ons eerste span afrigter die eerste keer en hy het vir my gesê man, kom doen ons conditioning by onder 17 welpie span. En ek sê toe ja man Frikkie, ek sal meer as bereid wees. So hier's die fotootjie, daar's Frikkie daar in die middel. En daar's ek as die SNC, weet, en dis die eerste leeuspan wat ek afgerig het. En dit is vir my goed, dis waar dit begin het.
ons was wenners van daardie toernooi gewees en toe word ek vir die eerste keer weet eligible om genooi te kan word om te kan deel te kan neem aan 'n onderhoud. Dis 'n belewenis van 'n ander soort daai om vir daai onderhoude te kan gaan en bietjie jouself op 'n ander vlak te kan toets. Ja. En toe het ek 2 akademieweke afgerig met Reino Lees en Mashudu wat meer af. Ek dink ek het 'n fotootjie hierso van hierdie klompie hier iewers. Hierdie is die eerste ene. Hierdie is die tweede. Hierdie is die tweede akademieweek wat ons gewen het. Maar ja, daar so staan die manne uit hierdie span uit, of is nee, dis nie hierdie nie, maar sy ander ene, hier is Thomas Belling, hy's nou betrokke by SA onder 19 groep. Taai X is nou geteken daarso by die Leeu's. Hierso's man, wat is sy naam nou weer? En nou jy sê, Luca Trevisan, ek het sy Leeu'sbroek actually. Maar hy's nou by Italië. Hy was opgeneem in Italië se oefengroepe. Luke Cannon is ook nou in 'n SA groep. Sinead het SA skole laas jaar gespeel. Jy weet en so hier's genre uithaler ook. Mense moet en Clinton Agu, al twee SA skole spelers. Partykeer moet jy eers onder begin en jouself opwerk. So dis nogal dis en jy die Kruiwenweek hierso het jy julle ja. Hier is die Kruiwenweek, dis is daai ene. Hier is hy. Dis my eerste Kruiwenweek wat ek afgerig het. Saam met baie bevoegde afrigters, se Chart van 'n Wald wat ek dink 'n algemene naam is in skole rugby, Dietlof Kotse. Dietlof is nou betrokke by UJ se Varsity Cup groep. Jy weet en Eugene Lemaitre, hy het ook Lemaitre. Hy het ook SA skole gespeel. Hy was by Marie Viljoen. Ja. En verstaan, hierso sit jy met 'n span vol sterre. Sinead wat SA skole gespeel het, Agu Sam Broer wat nou by die onder 19 Leeu's is. Jy weet so hier's ouens Armand van Eck wat ook hy was in die EPD groep gewees. So dis lekker om betrokke te kan raak op 'n hoër vlak. Ja. Ek vat as jy gaan kyk oor die afgelope 2 jaar se akademieweke. Hier is die ander een. Hierdie het ek sommer so geraam, ek is die eerste akademieweek wat ons gewen het. Oh wow. Uit hierdie groep uit, dis eintlik en dit is 'n boodskap vir almal daar buite. Jy hoef nie Kruiwenweek te speel. Ek het ook Kruiwenweek gespeel. Hier is my Kruiwenweek foto. Uit my Kruiwenweek is daar een ou, sal nou oor daai praat. Uit my Kruiwenweek is daar een bok, Marnus van der Merwe. Dan sou die kamera kan hom sien daar is hy. Ja, Marnus van der Merwe. Hy het nou bok geword. Ja, die res van die ouens hierso weet Barend het SA skole gespeel, maar verder meer almal is maar net dood eenvoudige mense vandag. Weet wat lief is vir die game. Maar op die einde van die dag, jy hoef nie Kruiwenweek te speel om 'n toekoms uit te maak nie. Ons het nog al 'n hierso met onder 16 game oor, weet jy hier's daar's Jan sy eerste provinsiale span, onder 16 akademieweek. Daar bo staan ek nog my long hair down king. Maar as ek kyk na hierdie foto, as ek hier deur hardloop in kort Meyer Opperman het akademieweek gespeel, toe ook Kruiwenweek, hy's by die Leeu's, by die Bulle betrokke. Enrico Germenshuisen, hy's by die Sharks. Hier's Thomas Belling wat weer akademieweek gespeel het en nou in 'n SA groep. Lindsay Jansen is nou in 'n SA groep. John Fourie het onder 19 Karibeker en onder 21 Karibeker vir die Bulle gespeel. John Reis Kuman is 'n junior World Cup wenner. Dan Rezima Kosa die volgende jaar Kruiwenweek gespeel, SA groepe. Soos verder gaan hierso, Jade Miller 7 onder 19 Bulle. Josh Orb, hy's nou by die Leeu's betrokke onder 1. Wusi Moyo ook 'n junior wêreldbeker. Lesedi onder 21 Leeu's. Timmy onder 21 Leeu's. Hier is 'n mooi storie van hierdie man ook. Hy kom van Parktown af. Die man het altyd bietjie Azola, hy het altyd 'n bietjie gesukkel en so en toe kom Jolla in 'n groot span en hulle wen akademieweek. En so kan mens aangaan. Weet Bryce Samuel, hierso's Kawani, hy's ook by die Leeu's. Sefas van Biljon onder 19 onder 21 Bulle. Bryce Samuel onder 21 en onder 19 Leeu's. So hierdie span het 99% speel nou rugby op 'n ander vlak. Jy het nie nodig om Kruiwenweek te speel om dit te kan maak. So dit gee natuurlik die binnebaan, maar harde werk kry op plekke, verstaan en ek dink hierdie twee spanne, die twee akademieweek spanne het op die einde my die platform gegee om te kan eligible wees om Kruiwenweek te kan afrig. So ek het eintlik baie te dank aan hulle. Dit is daai foto. Wat jy daar 'n klomp kepse en trofees wys bietjie vir ons daai. So hierdie was my eerste span hoetjie van SAS Standerton Hoërskool. So dit is my baie trots om hierdie ding vir jou te kan wys. Daar was baie bloed, sweet en trane in hierdie hoetjie in. Weer eens 'n droom wat mense as 'n graad 8 laai hier aankom. Ek het myself weer eens mikpunte. Ek het gemik om tweede span te speel. Hier kom ons in die eerste span try.
3 jaar, weet dit help nogal. En dan hierdie is my eerste of my Kruimweek cap, my eerste enetjie wat ek by die Leeu's ontvang het, dis nou 2025 se Kruimweek cap. So ja, dis lekker memorabilia daai. Daai is ook 'n Pumas capie. Hierdie Pumas cap is het ons gekry as 'n geskenk van die Kruimweek af, 'n deelname. En dan hierdie is eintlik 'n interessante storie. So hierdie is my Kruimweek cap wat ek gekry het as 'n seun en ek het die storie vir my pa vertel. Onder 16 Akademieweek was ons tryoorhandiging by Mbombela Stadion gewees. En ek het hierdie cappies gesien staan daar voor en Jimmy Stonehouse en Kobus van Dijk en al die manne is daar en hulle almal deel uit en toe ek verbystap, toe kry ek nie 'n cap nie. Toe ek sê wat gaan nou hier aan? Toe kry ek 'n visor. En ek het daai dag besluit, en dis toe my lewe dit begin het. Ek het daai dag besluit ek sal nooit weer verby hierdie tafel loop en nie 'n cap kry nie. En toe 2 jaar later toe sê ek gaan nie verby daai tafel loop nie. En dit was vir my baie groot doelwit. Sure. En dit het op die ouene baie deure vir mense oopgemaak en weer eens, ou soos Ombena wat met slot toe flank toe geskuif het. As dit nie vir dit was, het mense die beurse gekry nie. As mense die beurse gekry het, het jy nie 'n kwalifikasie gekry nie. Sonder die kwalifikasie kon ek nie nou hier werk nie. Sonder die kwalifikasie en sonder die werk het ek nie die platform gehad om al hierdie goeders te kon doen nie. So, dit een persoon, dit vat een man om jou lewe te kom verander en 'n ouer huishouding wat jou ondersteun en wow, dis beautiful. Dan gebeur dit. En dan het jy nog 'n trofee ook nog daarso? Wag, hierdie is die rugby speler van die jaar trofee wat het gekry. Dit was die eerste jaar wat hulle sulke vir ons gegee het. Die ander trofee is dit ouens soos Jaco Kriel, Clinton Swart, Basil Short, Gary van Aswegen, Mfundo Ndlovu, daai tipe name is op daai trofee gegraveer. Maar toe gee hulle ek sê so netjie vir wat ek kan hou, want die res hou dit Standerton was eintlik 'n baie trotse rugby skool. 'n Skool wat ordentlike rugby spelers opgelewer het as mens teruggaan na. Ek weet ek mis 'n paar selfs nou. Maar ja, dis maar net my rugby speler van die jaar trofeetjie. Hierdie was eintlik my pa se trots. Jy weet, hy het foto's van hierdie ding geneem en destyds kon nie status opsit en so nie, maar dit was sy profile picture vir 'n rukkie gewees. So ja. Wow. Ek het nou my rugbybal daar gebring vir jou daarso. Nou ek sê dit nou vir die mense so want ek wil gou terugkom en ek wil jy het 'n paar keer genoem Kobus van Dijk. Wat 'n mens. Hy's baie inspirerend. Hy het op ons program ook gewees en hier's Kobus van Dijk, boom papi. Dit is sy ding. 'n baie groot rolmodel ook en baie groot. Weer eens as dit nie vir hom was, ek vat hierso eerste Akademieweek daar sit hy. Weet so hy het my Akademieweek ook afgerig en hy het die pad saam met my gestap tot by die Kruimweek as mens dit so kan stel. En hy het ek dink ook alle verwagtinge en weet shatter expectations. Hy kom van Hooggenhout af in Bethal. Van daar af ek is nie presies seker hoe sy paadjie geloop het nie, maar hy is ek dink hy's inspirasie vir skole, rugby spelers of hy neem altyd sulke selfies na hulle gespeel het. En ek weet nie, ek dink hy's iemand wat rugby bietjie meer eie aan ek maak, verstaan, soos hy gaan terug op 'n vlak waar hy met 'n kind praat soos 'n kind moet mee gepraat word. Weet ek selfs is partykeer 'n sondebok waar mens praat partykeer met kinders op 'n manier wat dis nie regverdig nie, verstaan, hy bly 'n kind. En weet ek dink hy vat dit terug soontoe, dis hoekom kinders respek het vir hom. Dis 'n lekker om teen hom af te rig ook, né? Want nou moet jy die hoe sê hulle the master, you must compete against the master. So ons het eerste jaar dat ons die mekaar afgerig het ons gelyk op gespeel, tweede jaar gelyk op gespeel. Toe raak dit 'n ding, dus wat gaan nou hier aan? En toe is ons geseën met ons het laas jaar 'n baie goeie waterloopspan gewen. Redelik ver ook en ek kan nog onthou toe ons klaar met die ontbyt, toe sê ek easy game man, want toe loop hy so met so wit bord. Toe sê ek vir hom easy game, toe sê ja, Lindsay Jansen, Cheswell Jooste, Jade Miller, toe noem maar die name so. En toe besef ek ons het eintlik 'n span om dit te kan doen en toe begin ek eintlik al met die ding van hoor die ouens, ons kan hierdie ouens wen. As hulle notisie neem van jou, dan kan ons hulle wen. En toe sit van daar af net hoor die ongedeeldheid, hulle neem notisie van jou. Die beste span op hierdie oomblik neem notisie van jou. En toe gebeur dinge. En toe Cheswell 'n breakaway van 'n game gehad. Ons voorspelers was ook aan goeie wen. Hierdie jaar presies dieselfde. Ons was 17-0 agter hier op ons eie veld. Toe sal donder weer. Toe kon ons nie terug op die veld nie. Toe staan ons hier buite te begin ek dink, moet ons terug op die veld? Moet ons nie? Ons moes terug want ons het die punte nodig gehad. En toe wen ons daai wedstryd en so is lekker om te kan sê ek het nog nie teen hom verloor as 'n afrigter nie. Ons span wat ek afgerig het nog nie verloor nie, maar ja, dink ek jy weet nooit, dis 'n rugby se humbling game. Jy dink jy's daar en dan sien jy skielik weer daar. So dis 'n groot voorreg. Dit is 'n groot inspirasie om te kan sê maar ons wil probeer wen. Weet, ons probeer. En daar is maar 'n mate van bietjie trots maak.
So rukkie terug het ek 'n geleentheid gehad om Waterkloof toe te kon gaan, in sy kantoor gesit. Toe sien ek hierdie Kruimweek foto's hang daar. Toe is dit 'n voorreg om te kan sê, maar ek sit hier so 'n oud afrigter se kamer. Daar is 'n mate van mense wil hom trots maak, want na die tyd dan groet mense altyd, hoor jy groet en sê hoor jy lekker game, jy groet jou klaaitjies en wat, maar na die tyd dan, jy as afrigters kom ook by mekaar uit, op die einde van die dag, dis net 'n wedstryd, dis net 'n game, dis op die einde wat die core van dit, en dis lekker, om te kan sê, ja. So, dis belangrik om daai te, die bal wat jy vashou, is een van my absolute, en my afrigter, dit was, hy is soos 'n pa vir my, hy was 'n mentor vir my, en ek het baie van my afrigting, het ek fundeer terug in baie van die dinge wat hy gesê het, jy weet, en hy was 'n top Monas afrigter ook gewees, en een van die eerste dinge wat hy geleer het, is trek jou kouse op. Dom ding as jy net sê, hoekom sal hy nou sê, maar die oomblik jy op 'n veld kom, hy sê, hey, ek sien dat jou kouse is af, en hy het jou gemaak dat jy jou kouse optrek, en net daai was dissipline wat, ons het nie teruggepraat met 'n ref nie, en dis al daai goed wat ek, vandag as ek myself in 'n afrigting posisie kry, dan as ek so begin het sê, dan gaan hy liggies aan, maar Manie van den Berg, what a guy, en hy het my daai geleer, so dis baie belangrik. So het almal rolmodelle, en dis lekker om te hoor dat, weet 'n ouer man, soos jy Koekies, het ook sulke rolmodelle, en dit beteken, ek gaan eendag ook dit nog hê, maar dit inspireer ons, en dit los 'n groot onus op ons mans, want ons besef nie met wat so oë kinders en mense van jou eie portuïergroep na jou kyk. 100%. Ons gaan dit uit-edit daarso, die ou man gedeelte. Ja, en aan die einde van elke koekblik, dan het ons die koekblik oomblik, en dis altyd my refleksie terug op wat voor my is. Ek sê altyd vir mense, ou koekblikke, jy's nou 'n jong man, maar in daai jare het ons die koekblik gehad, en jy het hom so gesukkel om hom oop te kry, en as jy hom eventually oop kry, dan is daar magic binne, en my magic is nou vandag om te reflect terug op wie jy as 'n mens is, en ek dink wat vir my baie, eerstens uitstaan is, jou diep liefde vir die Here, en waarmee jy jou gesin ook lei, as pa en as man vir jou vrou, is dit vir my die eerste ding wat uitstaan. Maar die tweede ding is jou inspirasie wat jy aan kinders doen. Ek dink jy besef, jy het eintlik 'n helse job om te doen. Ons sit in 'n gebroke wêreld, kinders is, wat hier kom sit, probeer baie keer nie eers 'n kruimeweekspan nie, hy probeer net identiteit kry, en jy gee vir hom daai anker, jy gee vir hom daai liefde, jy gee vir hom daai gevoel van, my is deel van ons, en dit is baie belangrik, maar ek hou van jou energie, ek hou van die manier hoe jy die lewe approach, en jy weet, dinge kom nie net maklik nie. Ou wil graag glo dinge is maklik, maar dit is vrek moeilik, en om hier te sit, het jy dankbaarheid, so jy's 'n baie humble, dankbaar, I salute you, dit wat julle by Noordwel wil reg kry, en ek sê dit as 'n Monas ou, ek het 'n bietjie saam met julle gewerk hierso, maar it is amazing, dit is wat julle reg kry, en keep doing what you guys doing, en maak trots, en well done vir wat julle doen. Baie dankie Koekies, ek waardeer dit opreg. Dankie, dankie,